Welkom by My Hartklop So. Ek gesels vandag saam met 'n merkwaardige vrou, Michelle Eybers. Sy is die hart agter Geel Valleys bediening. Sy inspireer en bemoedig vrouens reg oor Suid-Afrika, veral in die plattelandse dorpies, met haar opregte liefde vir Jesus en haar diep sensitiwiteit vir die Heilige Gees. So vandag gaan ons gesels oor iets kosbaar en intiem na in my hart, en dit is die Heilige Gees. Wie hy is, hoe hy ons lei en hoe hy ons harte vorm om meer soos Jesus te wees. Hallo Michelle, baie welkom hierso op my bank. Ek is so opgewonde om jou hier te hê vandag. So voor ons gaan in, ek het baie vrae. Ek hoor ons gaan lank gesels hierso, maar voor ons wegspring met dit, gaan ek jou 'n vraag vra wat ek vir elke gas wat op my bank is vra. En dis nou waarvan die naam vandaan kom. En dit is, hoe klop jou hart? Waarvoor klop jou hart? En wat laat jou hart klop? En dan net so 'n bietjie meer vertel daaroor. Jesus. Nee, want almal sê dit, maar Jesus, Heilige Gees, ek dink as jy eers daar was, as jy dit eers gevoel het, as jy dit eers ervaar het, dan rarig ervaar het, dan kan jy nie anders nie, Ek het 'n hart vir huwelike, ek het 'n hart vir vrouens, want ek was selfs 'n kind, en net absoluut Heilige Gees gedrewe funksioneer, want ons kan niks doen sonder hom nie. We cannot walk, we cannot talk, we cannot make any decision sonder Heilige Gees. So die Heilige Gees is my binnekant. Dit is 'n mooi antwoord. Ek sien uit om bietjie te unpack. So Michelle, ek gaan nou begin met my eerste vraag hier. So ek wil bietjie by jou hoor. So wanneer het jy die eerste keer werklik bewus geraak van die Heilige Gees en sy teenwoordigheid in jou lewe? Ek dink dis 'n mooi vraag om ook so 'n bietjie het noem van die testimoniele was al deur goedjies. So. Yes. Ek het groot geword met Heilige Gees as iets op papier. Vader, Seun, Heilige Gees in die formulier en in die boekies en in die sonnaarskool en hom nooit geken as 'n persoon nie, as ek dit so kan stel. So my kennis rondom die Heilige Gees was baie beperk. En die dag toe ek hom ontmoet, was ons seker 2 jaar al in ons journey in. En jy dink jy weet, nee, maar jy weet nie. You think you know, but you don't. En jy dink jy's okay, maar jy is nie. Dis soos voor dit was dit Bybel lees in die oggend en 3 vinnige woordjies en bid en vanaand studeer 'n versie maar mense besef nie dat die krag is nie daar nie. There's no fire, nee, there's no fire. En dit het my hart geraak om hom te ontmoet, want ons het toe op daai stadium met ons begin na gemeente toe gaan waar die Heilige Gees so kragtig gewerk het. So eers het ek vir hulle net so gekyk en gewonder wat gaan nie aan. My man kom Pinkster uit. Hy is 'n ou Pinkstermannetjie. So vir hom is dit nie snaaks nie. Inteendeel, vir hom is dit moeilik om dit nie te ervaar nie. Ja. Maar en ek het net gesê ek sê I want that. Ek wil dit leer. Ek wil dit ken en Vader het op soveel kosbare maniere my kom leer. Daar was nie 'n tutor of iets nie. Dit wat ek geleer het hy my geleer. So ek moes leer. Die eerste ding was om gehoorsaam te wees. To be obedient. Ja. Want as jy nie gehoorsaam is, jy gaan niks anders in plek val nie. So hy het my obedience kom leer en ek sal vergeet ek het so rukkie terug daaroor gepraat hoe hy my kom leer het om hom te soek, om stil te word by hom, om mense besef nie die waarde van dit nie. En hy het vir my gesê op daai stadium, ek moet onder 'n talit inklim en die talit het niks magic krag of enigiets nie. Ek het daai video gekyk van dit was baie mooi. En dit was oor absoluut net gehoorsaam wees, want dit het nie sin gemaak nie. En die Here sê gaan haal daai ding en hy sê ek het hom laas gedra toe soos nog 'n paar brandewyne sterk op daai stadium, so ek dink hierdie gaan werk, Here, en hy het gesê vat hom, because it wasn't about the object. Dit was glad nie oor dit nie, dit was 'n plek van gehoorsaamheid, want ek het nodig om te voel. Ek is my kop en my lyf moet ergens by mekaar kom, en ek dink dis hoekom baie mense die Heilige Gees mis, want hulle kop en hulle lyf kom by mekaar nie. Jou kop sê vir jou een ding, maar jou lyf verstaan dit nie. Hy verstaan nie gaan klim op God se skoot nie. Dis iets wat hy tasbaar moet ervaar. En toe ek onder hierdie doek inklim, dis dit asof daar iets gebeur daaronder waar die Heilige Gees
my kom meet en ek besef die krag van dit en van daar af het ek begin leer om te luister, leer om gehoorsaam te wees en op stadium het hy gesê vat hom kerk toe, dit was gaas op sy eie, maar want mense is so vasgevang in dit wat hulle glo, dit waarmee hulle groot geword het en om iets te probeer is baie keer so verskriklik vreemd vir mense. Is soos maar dit maak nie sin dit wat jy sê nie. Dan sê doen dit net. Trust me, doen dit net. Dit was die een keer en die ander keer het hy letterlik vir my van my voete afgeslaan. Hy het my van my voete afgeslaan. Ons het 'n Pinkster deel gehad en ons was hier in Klerksdorp en Stilfontein en die aand in Potchefstroom ek was verskriklik honger vir die Heilige Gees en ek sê ek gaan vas, watervas van maandag af vir hierdie ding, because something's gotta give, iets moet gebeur, Here, want ek is nou hier, maar ek weet daar's meer en die aand toe die pastoor vir my bid en hy vat die salfolie uit my hand uit en hy sê dit neer en al wat hy gedoen het, hy het net so oor my geblaas en die volgende oomblik was ek uit, ek was soos letterlik op die grond uit, al wat ek weet is dit was seer, dit het gevoel asof ek kraam, maar my rug was seer, my lyf was seer, alles, ek het naderhand net op my maag gelê en vasgehou en geweet dat ek moet net stomach it, Michelle, just go. en daar het hy iets kom insit. Hy het iets kom uitvat en hy het iets kom insit en hy het goed kom regskuif en van daar af kon ek verf en van daar af het ek geskryf en so something happened, dit was 'n ontmoeting met hom vir my om te kan sien wie hy is. Ja. En ek dink as mense dit soek, want as jy dit nie soek nie, hy gaan homself op jou afdwing nie, nooit nie. Hy's net 'n gentle spirit, so as jy gaan gee jouself, gaan hy inkom en hy gaan oorvat. So ja, dit was net, anders sou ek 10-1 nie gewees het waar ek is vandag nie. So jy het nou genoem oor gehoorsaamheid. Yes. Dis nou, ek gaan nou een vraag skep, ek gaan wel terugkom na hom toe, maar ek dink baie mense sukkel wanneer dit kom by gehoorsaamheid met die onderskeid van wanneer is dit die Heilige Gees, wanneer is dit my denke, wanneer is dit my emosies, wanneer is dit mense se opinies. Ek dink daai ene flous met die meeste, want dit is hardloop baie makliker om na mense toe en vat daai raad. Ja. En dan sê ons nee, dit moet van die Here afkom. Yes. So, het jy enige soos raad rondom hoe kry mense die onderskeid tussen is dit nou ek, is dit mense, is dit God, is dit Heilige Gees? Ek hoor jou. My eerste go-to antwoord is altyd tyd. Tyd. As jy nie gaan tyd spandeer in sy teenwoordigheid nie, kan jy maak wat jy wil, sy gaan nie sy stem hoor nie. Jy gaan nie sy stem hoor nie, want jy weet nie wat om te hoor nie. You don't know what he sounds like. So eers as jy geleer het om te hoor hoe hy klink, want hy praat altyd met ons. Die Heilige Gees praat altyd met ons. God is altyd in conversation met ons. Ja. Ons hoor hom nie, want ons herken hom nie. Dis die enigste verskil. Sure, ons herken hom nie, want ons spandeer nie tyd by hom nie. Ek sê altyd vir ouens, weet jy wat, jou 5 minute in die stort is nie tyd saam met die Here nie. Ouens sê, maar as ek werk toe ry, dis my tyd saam met die Here. Nee, dit is nie. Ook nie as jy stort nie, want dan vat hy tweede plek. Ja. Hy vat tweede plek. So, kom in jou binnekamer. Maak tyd. Stel jou wekker. Staan vroeër op. Wat 'n moeite maak jy om tyd te spandeer met die Here? Hy moet net vat daai 5 minute wat jy het. En die oomblik as jy daar gaan kom, as jy gaan besef hoe belangrik dit is om tyd saam met hom te spandeer, gaan jy sy stem hoor. Want dan kom jy agter dat, weet jy wat, dit wat ek hoor en die gedagte wat ek kry, kom nie hier uit nie. Dit kom hier uit. En dis die verskil. Dit moet hier uitkom. Ek sê altyd, vir my om seker te wees, dat ek kan myself nie in die rede val nie. God val my in die rede baie keer. So dan weet ek, is ek hier. So I can't do that. So dan weet ek, okay, dis hy. Maar om net te stop en te sê sak, dink ek is die belangrikste van alles. En die vrug wat daar uitkom. Want ek sê altyd, weet jy wat, as jy hierdie gedagte kry dat jou buurman se hond wat so blaf in die aand gaan baie beter wees as jy elektrifiseerde heining opsit, want dan gaan hy die les leer. Wat is die vrug daarvan? So ja, die vrug daarvan is nie goed nie. Maar as jy as daai stem vir jou sê, weet jy wat, gaan na jou buurman toe, klop aan sy deur en sê vir hom, kan ek vir jou bid? Of kan ek by jou kom staan? Is daar iets wat jy nodig het? En vergeet van die hond langs aan, want die hond is net daar om jou aandag af te trek van jou buurman wat eintlik hulp nodig het. So do it differently. Kom op 'n ander angle in en jy gaan verstaan dat the song is not about you. It's not about you.
En so die vrug van dit wat jy hoor, is dit vir of teen. En daar was my gewoonlik 'n baie groot onderskeid, maar ek dink meeste mense, en dis mense op 'n daaglikse basis waarmee ek praat, hoor nie God se stem nie, want hulle ken nie God se stem nie. Hulle het nie tyd vir hom nie. Ek is okay as ek Sondag kerk toe gaan, of ek gaan Woensdag bid hier toe, maar ek hoor hom nie. Jy hoor hom, jy weet net nie wat om te hoor nie. As jy, en as iemand al swanger was, sal hulle hierdie verstaan, as jy so by 16 weke swangerskap kom, dan voel jy iets, en dan sit soos, oh, what was that? En dan word dit al hoe duideliker en al hoe duideliker. En as jy mooi gaan sit en dink, het jy hierdie al op 12 weke gevoel. Jy het net nie geweet wat om te voel nie. Sure. So die oomblik as jy weet wat om te voel, gaan jy dit voel. Ja. But in order to do that, you have to spend time. Ja. Jy moet tyd spandeer en as jy dit gaan doen, gaan jou lewe radikaal verander. As jy gaan tyd spandeer, en ek sê altyd vir ouens, ek sê, sit jou boekie op die kant, sit vir Tannie Joyce op die kant, en vir oom Solly, en jou telefoon, en selfs jou Bybel. Sit dit op 'n kant, en gaan sit net. Sit. Gaan maak vir jou koffie, en gaan sit in jou binnekamer, op die bank, wherever, en sit. Want ons kan nie stil sit nie. Want, nee, Michelle, ek is te besig, my geaardheid is te besig. Dis 'n leuen van die vyand. Dis 'n infame leuen van die vyand. God het jou gemaak om saam met hom in die tuin te stap, as jy gaan lees in Genesis. Ja, dis mooi. Daar's nie, ons gaan in die tuin hardloop nie. Hy het jou gemaak om saam met hom in die tuin te stap. En ons mis dit, want ons is hastig, en ons is besig, en al die goed, staan vroeër op, en gaan sit, net, en wag. En dan kom die vyand, dan sê hy vir jou, daar's 'n kraak in die muur, en dan sê hy soos, want dis wat gebeur, hy trek jou aandag af, because he doesn't want you to be there, nee. So dan sê jy, Here, daar's 'n kraak in die muur. Sien jy die kraak in die muur? Hoe gaan ons hierdie kraak in die muur Ja, dan fix? maak jy dit sommer deel van die Exactly. So dan swaai ek dit om, laat dit na die Here se kant toe gaan, en dan op 'n stadium dan hou hy op. Ja. Dan hou hy op daarmee. Ek het eendag so preek gekyk van, ek dink is Megan Feit geweest, maar dit is so baie mooi preek geweest waar sy verduidelik het om ook te gaan sit en stil te raak en te bid. Dis sê sy dan baie keer voel dat jy kan nie daai intimiteit beleef nie want jou gedagtes dwaal. Dis sê maar wat as die plek waartoe jou gedagtes juist dwaal, is die plek waar God jou wil kom ontmoet. Presies. So dit was ook vir my 'n mooi ding om te skryf van, maar hoekom dink ek nou aan hierdie persoon? Hoekom dink ek aan hierdie ding wat nou nie vir my lekker is of hierdie probleem of dit? Dalk wil God met my praat daaroor. So net om jouself weer oop te stel. Stem met jou 100% saam. Michelle, ek wil dan by jou gou hoor, soos oor die jare nou, van waar jy gekom het tot nou, soos hoe het jou lewe verander saam Heilige Gees oor die jare? Soos hoe dit gelyk voor, na? Voor die tyd, dit is omtrent 2018. 2018 het ons lewe herroepelik verander. Ons was daai tipiese, ek het 2 ousies gehad, 7 dae 'n week. Ek het eers my kinders aangetrek hier. Ons het ons eie besigheid gehad, ons het gekuier, ons het gedrink, daar was altyd mense, ons was the life of the party, en beheerliggaam ouers, en altyd die nice ouers, en ja, beheerliggaam ouers, en ons seun is hoofseun, en so ons was daai ouens, ons was daai, almal wil ons ken, en ons wil almal ken, en jy beweeg in hierdie klas, en dis waar jy is, en maar so stadig maar seker het goeders begin suidwaarts gaan, want ons het geen besigheidsbeginsels van enige aard gehad hier. So ons het nie getaai en ons het nie gesaai nie. Ons het nie, ek sê altyd, ons het nie die ontvangers rigting gekyk nie. Want dit is tog 'n law. It is a law that God gives us, nee, dat ons moet die ontvanger eer vir dit wat hy doen. Al hou ons nie van hom nie. God het hom daar gesit vir 'n rede. Maar in elk geval, so dit was ons naweke, was ons party, ek was 'n volslae alkoholist. Ek het elke dag gedrink. My man not so much. Hy het geglo as mense alleen drink, dan het jy 'n alkoholprobleem. Ek het gesê nee, jy het net iemand wat saam met jou drink, dit is so eenvoudig soos dit. So ek het letterlik at least 2 bottels wyn of 'n 3/4 bottel whisky per aand gedrink. My sien die ding is drank is sosiaal aanvaarbaar. Dis sosiaal aanvaarbaar. Dis ek sê altyd vir die ouens, dis die enigste dwelm wat mense jou snaaks aankyk as jy sê nee, dankie, ek wil nie hê nie. Ek kan getuig van dit. Ek wil nie dit hê nie. En dit was ons lewe. En as jy nie het jy al vir mense gesê as hulle vir jou vra, kan ek vir jou wyn ingooi? Sê nee, dankie, ek drink nie. Dan is hulle soos
Wat's fout met jou? Jy Ja. weet, is jy op antibiotika of is jy siek of wat gaan aan? Hulle vra nie eers weer of jy swanger is. Maar dis net soos dis wat jy doen. Dis wat jy Ja. doen. En dis sosiaal aanvaarbaar en almal is okay daarmee. Met die gevolg is toe daai realiteit my begin tref, want dit is ons lewe en ons kind was in 'n ongeluk op die sportveld en daar het soveel goed gebeur. Die Here het toe al so 'n bietjie pad met ons gestap en die Here konfronteer my en hy sê vir my, wanneer gaan jy ophou? Want 4 maande voor dit sit ek in die kerk en ons het net so een keer in 'n Blue Moon gegaan en die pastoor sê vir my dat daar's 'n roeping op my lewe en ek sê nee, ek dink net ons moet hier uitkom want hierdie lyk maar vir my soos 'n sekte. Want ek kom uit die ander kerk uit. My man is met skyfies hierdie maar jy besef nie die leen waarin jy vas is nie. Jy doen nie, jy dink jy's okay. En as ek vandag terugdink, was ons verseker nie okay nie. Ek weet nie waar ons opeindig is. As ons nie daar was nie, so met die gevolg is en die Here kom in 'n oogwink en hy kom verander hierdie ding en ek het hom gesê, okay, goed, maak my dan 'n bidder. Make me ek sê altyd daar so tannie geloop en ek het vir hom gesê, Here, maak my soos daai tannie want sy bid, nê? Sy sukkel, sy bid 'n parre uit 'n pyp uit. So I want to do that. Nee, maak my so, dan kan ons hierdie doen, né? Ons kan al jou grappies vat en so 'n klein shot maak so baie. Ek sê so hierdie moet ons doen, dan wil dit doen. Dit lyk so super awesome. My skoolse het dit altyd gesê, maar in elk geval en toe ek sit vir die tweede keer wat my kind hierdie selfe ongeluk is en ek sit met sy stikkende gebreekte hand op my skoot en die Here sê vir my, wanneer gaan jy ophou? Wanneer gaan jy ophou en instap in dit waarvoor ek jou geroep het? En ek het net gesê, I'm done, ek is klaar, as u my kan, ek het geweet ek moet rehab toe gaan, dit is so eenvoudig soos dit, ek kan nie ophou drink nie. En ek het net gesê, as u my losmaak van dit, as u my losmaak vandag van dit en ons 100% herstel voor die tyd en na die tyd in ons hele lewe en wat ons was besig om alles te verloor, dan sal ek nie weer drink nie. En hy het letterlik in 'n oogwink gekom en hy het my vrygemaak van drank, totaal en al. En dis nou 8 jaar, 2018 jaar. Dis nou so lank en moenie dink as hy sê ek gaan jou lewe vir jou oormaak dat jy net gaan aangaan en dit gaan beter raak nie. Nee, hy werk nie so nie. Want hy kan nie teen jou werk nie. En so sit daar en ons dink okay, wat nou gaan gebeur is die Heilige Gees gaan oorvat, die Here gaan oorvat en hy gaan ons besigheid red en hy gaan alles doen and he doesn't do that. Hy bou nie op mure wat halfpad gebou is nie. Hy ruk die hele fondasie uit. Ja, want hy is nie die fondasie nie. So hy gaan nie op iemand anders se fondasie bou nie. Dis nie wie hy is nie. Eers as jy terugkyk, dan sien jy waar was jy en jy onthou dit en ons sê altyd ons wil nie dit vergeet nie. Ons wil nie daai tye vergeet nie want ek dink as mense dit vergeet dan raak jy hoogmoedig. I don't want to lose that. Want ons het seker vir 2 jaar van kospakkies gelewe by die kerk. Vir 'n jaar daarvan het niemand dit geweet nie. Nee, niemand het geweet nie want toe het ek nou al alles verkoop wat ons kan verkoop want jy het 'n image. Die mense mag nie sien wat aan die gang is nie en jou kind moet dit en hy moet dit en die en daai en dit het net al hoe rower gegaan totdat ons op 'n plek gekom het waar die Here gesê het ek is soos wanneer kan ek nou inklim? Wanneer het jy nou klaar alles verkoop dat ek kan begin vir julle sorg? En ek dink daai is die moeilikste deel van alles is om daar te kom waar jy hom ons almal sê ons vertrou die Here. Ja, ek weet presies waar jy nou gaan. Ek maar verstaan jy, ons doen nie. Ja. Ons het nie ons sê die Here gaan van ons sorg, maar ons is nie oortuig daarvan nie. Ja. You don't have the conviction in your heart, né? So ons het letterlik die Here moes ons kom. Hy het ons so afhanklik gemaak van hom. Ons het werkvloer, ons kry nie werk nie. Ons het gerep ons hele lewe lank Eugene ook. So en ons kry nie werk nie en hy kry nie werk nie. En hoe die Here ons kom vat het en ons kom maal het, want as hy nie dit gedoen het nie, as die Here nie ingekom het en ons gestroop het van onsself nie, dan was ons nie meer getroud vandag nie. En dit was nie my eerste huwelik nie. So dit was nou die 3de ene en ek sou Jy is 'n baie interessante vrou. As ek vroue oggend doen, dan nommer ek hulle, né? Laat die logistiek en die mense deurmekaar maak. Ek gaan nie name onthou nie, julle. Ons hou verby die name. Want hy het nodig gehad om
Michelle uit die prentjie uit te haal, want Michelle was die sterk vrou. Michelle is die hoof van die huis, Michelle sê hoe goed gebeur. Ek laat hom dink hy doen dit, maar nie regtig nie. Jy weet Eugene sê altyd hy maak dit sy vrou se sitplekkie reg. Maar die Here moes my kom vrymaak van dit. En dis simpel goedjies wat ons nie aan dink nie, soos om hy sê altyd hy het so kwaad geword vir my want ek praat van my bed en my kinders en my hond en dan sê hy dis nie jou bed nie, dis ons bed. En vir iemand wat stoei met verwerping soos wat hy gedoen het, is daai elke woord wat uit jou mond uitkom is jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg om dit te sê dis ons bed nie. En dit vat 'n mind change want ek was altyd in beheer. Ek is gebore met klapfeet. Ek is gebore met invoetjies. So ek is grootgemaak as 'n sterk vrou en daar waar jy nie kan loop nie, daar kruip jy, verstaan? En weet jy wat, ons is nie gemaak om sterk vrouens te wees nie. Ons is nie. Ons is nie gemaak om die pot aan die kook te hou nie. Ons is nie gemaak om die broodwinners te wees nie. Dis nie in ons binnekant nie. Maar ons samelewing, ek sê altyd die vent se beste plan ooit was om pappas uit huise uit te haal. Om pappas uit huise uit te haal sodat mamma die mas moet opkom. Hulle werk in die buiteland of hulle kry nie werk nie of jy hoor wat ek sê. So pappa kom uit die huis uit en mamma moet cope. Sy moet kos op die tafel sit, sy moet kinders rondry, sy moet opstaan as hulle siek is. Vrouens is uitgebrand. Hulle is kom dit baie moeg. As jy vir 'n vrou sê, vrou, waardeloos. doen jouself 'n guns en gaan sit 4 uur by die Here se voete, dan kyk sy vir jou asof jy van loetjie getik is, want waar wil jy moet ek tyd kry vir dit, nê? Nee? En as ons nie by daai plek gaan kom waar ons leer om in God se rus in te kom hê, gaan jy uitbrand. Nee. Dis daai deel waar ons moet uitkom om hom te vertrou vir alles. Hy het ons gestrip van alles. We had nothing. Ons het geleer vas, nie omdat ons moes nie, maar of wou nie, dis wat daar die kos was nie. Die kinders eet, hulle weet van die helfte van die goed nie, maar ons vas, ons is goed, ons vas, ek moes leer, maar dan maak ek muffins, want my kinders eet die brood nie, dit klink snaaks, maar hulle eet die brood nie, so dan maak jy muffins, en dan moet jy leer om van 12 pakkie muffins, maak jy 36, dis net die Here se genade met 2 meer eiers, en bietjie meer melk, maar jy doen dit. En dan brood en vis exactly, dan wonder jy, hoe het ons daardeur gekom? Ja. Hoe het ons daardeur gekom? Maar ons het geleer wat dit beteken om te saai. Ons het geleer wat dit beteken, ek is 'n firm believer in tithing. Want 8 jaar terug het ons dit begin doen. Ja. 8 jaar terug, toe ons alles verloor het en niks gehad het nie, het ons dit begin doen. Uit niks uit nie. As jou budget klop, dan sy verkeerd. As jou budget klop nadat jy getithe het, of nadat jy gesaai het, is jou budget nie reg nie, want dan gaan jy nie die Here vertrou nie. En mense verstaan dit nie altyd nie, maar jy moet op 'n plek kom waar jy, is nou nog so, waar ons die Here vertrou vir môre. Ons weet nie wat gaan môre gebeur nie, ons weet nie waar kom petrol vandaan nie, ons vertrou hom vir dit. Want as jy na my man se salaris kyk, en dit wat ons doen, op 'n daaglikse basis, maak dit nie sin nie. Maar nie in 8 jaar se tyd, het ons nie kos gehad nie, ons het nie krag op die meter gehad nie, ons het nie kos in die kas gehad nie, not once, want dis wie hy is. Maar ons dink, dit moet 'n wow ding wees die hele tyd, and it's not. Eugene sê so awesome ding vanoggend, hy sê, as jy jou kar nou stamp, dan verwag jy, môreoggend jy opstaan moet hy reg wees, en dit werk nie so nie. Dan sê kwaad vir die ou wat jou kar moes regmaak, maar jou kar was nog eers by hom nie. Mense raak kwaad vir God, omdat dit môre nie reg is nie. Mense saai een keer en dan gebeur daar niks nie. Ek sê altyd, jy kan nie skool toe gaan en 'n maand in graad 1 wees en verwag om matriek te skryf nie. So jou bediening, ek wil so bietjie, ons gaan bietjie raak aan die tamboerijn gedeelte van jou bediening. So ek wil hê jy moet my bietjie vertel van, hoekom tamboeryne? Ek dink dis wat daar lê. Ja, dis hy. Die Heilige Gees het gesê, bring hom saam. Jy kan hom uithaal. Het jy op hom ook geverf? Is op hom geverf. Ek het nie op hom geverf nie, dit was hoekom tamboeryne? Vertel 'n bietjie van jou bediening. Dit is my profesie. Ek moet net wel dit bynoem van, toe ek nou 'n bietjie jou gaan stok het op Facebook aangesit, dit het my so geraak as ek hierdie tamboeryne sien met al hierdie verskillende woord. Ja. En hierdie jog, dit was vir my baie, soos ek het dit nogals
dit was vir my baie cool. Ek het dit geloof. Ek Dink jy het alles geskilder. Dis net nee, dis deel van die die bediening. Dis van hulle het ek party vir kan ek nie verf nie. So ek kon nooit verf nie. Ek kon nooit verf nie. In hierdie 3 uur in die môre opstaan, want die Here het met my begin werk daaroor. As jy gaan kyk na die prayer times in Hebreërs en hy het my begin 3. Dit het eintlik begin by ek het 'n preek geluister van Darie de Wet. En Darie het van die goed gepraat en onder andere 3 tot 6 is iets called the mercy hour. Dis dieselfde tyd wat Jesus op die water geloop het. Dis dieselfde tyd wat die leer uit die hemel uit met Jakob en so dis 'n baie spesifieke tydsgreep. As jy gaan ingaan op dit is net fenomenaal. Elke 3 ure is a different time watch in Hebreërs. Ja, 3 tot 6, 6 tot 9. Is dit 3 tot 6 nie? Oggend en aand, daar's 8. Okay. So dis regdeur. Dis regdeur en elkeen van ons het eintlik 'n gawe in van daai tye. So ouens wat intercessors is hulle staan 'n sekere tyd op. Meeste van ons het 'n interne klok wat afgaan op 'n sekere tyd. Dan kan jy maar gaan kyk. Ek het ook 'n wekker, moenie worry nie. Maar jy kry mense wat sê die Here maak my elke oggend 3 uur wakker. Dis wat dit is, Ja, ek het vriendinne so, ja. Yes. So dis 'n spesifieke prayer watch. Ja. Dis baie interessant as jy daarop ingaan. So it's called the mercy hour. En een van die goed wat hy gesê het, dis onder andere die tyd waar jy bid as dit finansiëel met jou swaar gaan. So dit was my eintlike hier kom ek indeel, nê? Want die eiers kry swaar. Ons eet mieliepap en baked beans en dit is moeilik en as rof Here iets moet gebeur, something has to happen. Ek gaan begin 3 uur opstaan in die môre. So ek begin 3 uur opstaan in die môre en daar het ek besef die waarde van opstaan en gaan sit by die Here. Nie in die bed lê en bid nie. Jy gaan in slaap raak. Opstaan, gaan in jou binnekamer in of gaan in jou prayer room in of waar jy ook al bid, gaan net so toe, staan at least net op en gaan. Ja. En partykeer raak ek daar in slaap, want dan praat hy met my in drome en maar in elk geval back to that en so uit dit uit wat ek gedink het, my menslikheid my daartoe dryf, het God gebruik en gesê, weet jy wat, ek gaan dit omswaai dat jy kan sien dit gaan oor my. Maar anyway en daar het hy begin met my praat net vir my gesê ek moet begin skryf en nee, ons sê party mense ek is nie 'n skrywer nie. Here, ek kan nie skryf nie. En hy het gesê moet skryf. Ek sê ek kan nie skryf nie. Hy het gesê moet skryf. Ek sê ek kan nie skryf nie. Gaan vra vir Juffrou de Klerk. Sy het vir my skool gegee in matriek. Sy weet ek kan nie skryf nie. Gaan vra. Jy behoort te weet ek kan nie skryf nie. En daar het hy met my begin werk en die vorige dag sien ek 'n vrou uitklim uit 'n bakkie uit. Sy's 'n plaasboer se vrou en sy klim uit die bakkie uit by die skool by die cricket en sy lyk beautiful. En sy het 'n blou jean aan en hierdie geel tekkies en dit lyk so mooi. Of geel vellies en dit lyk so mooi en ek sê, Heer, dis so cool. Daai's cool. Kounis van geel nie. Ek sê daai lyk net vir my so. Maar ek sê okay, Here, dan doen dit, nê? Geef vir my 3 skrifte waar daar in staan van goud en silwer en die belofte wat U vir ons het dat dit beter gaan gaan. Here, want ons is nou al so 2 jaar down the line en hierdie kite vliegie. En Here stuur my sulke skoene. Onthou ek het gebreklike voete. So ek koop nie vir myself amper skoene nie en ek koop verseker nie skoene aanlyn nie. As jy vir my vra wat se skoen grootte dra ek, dan sal ek vir sê 5 of 6 of iets, né? Ek moet hulle aanpas. En ek sê dan begin ons ministry en ons noem dit Geel Valley Ministry en dan skryf ek. En die volgende dag kry ek eerste woord met dit in wat ek gevra het en die tweede dag kry ek weer woord met dit in wat ek gevra het en dis dit stil en ek sê ja, toe maar hierdie was net 'n Michelle oomblik. Dis okay. Ons het mos sulke sê ja, Here, dis okay. Ons maak baie verskonings vir die Here, nê? Dis nog nie tyd nie. Die Here sê dis nog nie tyd nie. Sy tyd en ons tyd is mos nie dieselfde nie. En ek het huis toe gegaan en seker 'n paar dae daarna het ons daai Pinksterdeel waar hy my so gedoop het met die Heilige Gees. En iets het daar verander. Something changed. En so 'n week na dit bel hulle my en hulle sê vir my courier guy sê vir my let vir my pakkie. Ek spot altyd, ek sê nee, dit kan nie wees nie. Want die enigste ou wat vir ons pakkies het is Jan, die baljoe van die hof en dis een of ander pakkie laat ons in die hof moet wees, dat hulle een of ander kar of ding kom vat, want alles is al gevat. Dan sê ek het vir Jan asseblief, Jan moet tog net nie dit by die huis aflaai, die kry my net by die werk. En so dit was die enigste pakkies wat ek gekry het en die ou sê nee mevrou, hierdie is regtig is jou, ek kan ons jou ergens kry en ek kry die pakkie en ek maak hom oop en binne en is tog heel vellies wat vir my pas en dis dieselfde vrou by wie ons die Swartrugginskampe doen wat gehoorsaam was toe die Here vir ons sê dis wat jy moet doen.
Wow, so het sy nie eens geweet van dit wat jy vir die Here gevra het nie. Nee, sy het die. So sy het vir die Here gevra wat is skoengroot. So sê die Here 5, maar eintlik is 6. Sy het my die naweek weer daarvan vertel, maar in elk geval ja, en nou sê ek soos, okay Here, maar ons kort nog een skrif. Daar's na die skoene, dis een skrif, Here, en die Here het gekom en hy het die skrif gestuur en ek het begin skryf, maar ek kon sien dit wat ek skryf op Facebook voordat ek gedoop was met die Heilige Gees en dit wat na die tyd gebeur het, groot verskil. Ek kom by die werk, dan bel ek my man en sê ek van, het jy gesien wat het ek geskryf? Dit is so cool, nee? Want ek onthou dit nie. Dis 3 uur in die môre. Ek vergeet daarvan. Oh, wow. En ja, wat dis Heilige Gees wat skryf, is ekkie. It's not me. Dit ek soos, waar kom dit vandaan? En so het hy begin met my werk en eendag toe sê hy vir my, jy moet 'n tamboerijn verf. En ek sê, nee, Here, nee. Hy sê eers ek moet verf. Ek sê, nee, ek kan nie verf nie. Hy sê, ek moet verf. Ek sê, ek kan nie verf nie. Gaan vra vir kleuterskool juffrou, sy weet dit. Ek kan stokmannetjies teken. Hy sê, ek moet verf. Ek sê, Here, ek kan nie verf nie. Hy sê, moet verf, Michelle. Ek sê, maar wat moet ek verf? Ons het skors geld vir kos. Wat moet ek verf? Ek het nie verf nie. Die Here sê, met tamboerijne verf. My eerste reaksie was, Here, wat is dit? Want ek het groot geword in 'n kerk waar dit nie. Daar is nie dit nie. Nou gaan Google en gaan YouTube ek die tannies en die tamboerijne. Ek sê, nee, Here. Kyk die lyfie. Kyk, dit gaan nie werk nie. Ons kan nie. Maar jy sien die ding toe ek by die eerste dokter kom wat my voete geopereer het. Die eerste ding wat hy vir my ma gesê het toe ek klein was is dat sy sal nooit kan dans nie. En wat het gebeur? Die vent het my worship kom steel. So. Hy het my worship kom steel. So that was the plan from the beginning. So met die gevolg is dat ek sê, nee, ons kan nie dans nie, ons is live, dit gaan nie werk nie. En hoe ek begin het en net meer gekyk het en eendag is ons in die kerk en dan hou aan, tamboerijn. Ek sê, ek het nie eers 'n tamboerijn nie, wat, hoe? En ek het in die kerk ingegaan en ek het uit die kerk uitgekom en 'n vriend, of nie 'n vriend nie, my bestuurder op daai Speckled Egg Sean, dis 'n storie vir 'n ander dag, maar Speckled Egg Sean het vir my 'n foto gestuur van 'n tamboerijn en hy sê vir my, was my bestuurder, hy sê vir my, hoorie, ek was die naweek met my pa en hy het 2 van hierdie en toe dink ek bring vir jou een. En hier het ek 'n tamboerijn en ek sê, okay, Here. Maar die tamboerijn kom by my en hy is sinteties. Hierdie deel is 'n sintetiese sheet. Dit is die fancy mense gebruik. Hulle het sulke draai goedjies in die bands gebruik het en jy kan nie op hom verf nie want dit is plasties. Ek sê, I don't get it. Here, hier stuur my tamboerijn want jy wil ek moet op verf. Nou kry ek 'n tamboerijn en die tamboerijn kan ek op verf. Ja, ek verstaan nie wat ek moet doen nie. En dan my sê ek gaan nou eers leer om my naam te roep. Want ons kan nie. Ons sukkel daarmee. Ons sukkel mense waar ek het groot geword in 'n liewe Jesus stelsel. Mense kan nie eers sê Jesus nie. Want hulle dink is disrespectful. As jy nie die liewe vooraan sit nie, jy sukkel, dit wil nie uit nie, dit blok net hier, want ons word groot in 'n religious system waar dit is kerk. It's not supposed to be that way. Nêrens sê God in sy woord, ons gaan nou kerk hou nie. Nowhere. Dit was gedans en dit was joyous. So, met die gevolg is en Here sê moet leer om my naam aan te roep, want jy kan nie. En ek sê, nee, ek kan nie. Want elke keer as ek dit wil doen, dan stop dit nie. Ek kan nie. En Here kom maak my los daai dag, sodat ek sy naam kan aanroep. Hy kom leer my, en hy sê vir my, sê Yeshua Mashiach, want dit is makliker as Jesus, en daar's niks fout nie, ek gaan nie eers in daai rigting vir mense wat sê, jy moet dit sê, en dit mag jy, en dit mag jy nie. Want as ek skree Jesus, dan kom help by my. As ek skree Yeshua, dan kom help by my. Want dit gaan nie oor wat ek roep nie. Dit gaan oor hy is my Vader, en hy ken my stem, en hy weet as ek in die moeilikheid is, en hy weet as ek hom nodig het. So ja, dit was net vir my so profound, en toe het hy my geleer om sy naam te roep. En so rukkie na dit toe het hy vir my, toe ek verjaar, en hy het vir my, iemand het gesaai by my, en ek kon 'n tamboerijn gaan koop, wat ek toe eventually geverf het. Maar in die verf het hy vir my profetiese woord gegee. So dis waar die twee by mekaar kom. Dis gewoonlik of skrif, en dan verf ek, of hy gee vir my 'n prentjie, en dan verf ek die prentjie, en dan kom die skrif by. So ek het letterlik 3 uur in die môre begin verf. En dus sit ek eendag en ek sê vir hom, Here, maar nou... Was hierdie die eerste een wat jy geverf het? Nee. Hierdie, die Here sê vir my, ek moet daai een saai.
wat ek geleer het om hom te roep. My hart was so seer, ek het so gehuil. Maar ek het geweet dat dit wat daar uit gaan kom, want ek het toen al geleer, dat as die Here sê, saai, dan doen jy dit. Ja. Because something bigger is on the way, en jy is besig om het te blok, want jou hande is vol. En ons verstaan dit nie altyd nie, maar as jou hande vol is, gaan die Here nie vir jou iets in jou hande inforceer nie. Ek sê altyd vir die ouens, almal soek 'n tamboerijn, dan sê ek, as dit nie tyd is, gaan jy nie een kry nie. Want dis nie 'n musiekinstrument nie, en as ek hom roep daaroor, sal jy verstaan wat ek bedoel. It is not just a music instrument. Hulle kom eintlik van Egipte af. Toe Miriam oorgekom het, toe hulle daai tyd gesê het, toe sê Jesus vir hulle, gaan God vir hulle, dat jy by go get from your neighbors, gold and silver. Ek gaan vywer gee vir julle. En in daai proses waar hulle goud en silwer gaan haal het, voor hulle uit Egipte uitgetrek het, dis waar die tamboerijn vandaan kom. So it's actually weapon of the enemy. Wat God sê, ek gaan dit vir jou omdraai, and I will use it to my purpose, and in my praise, ja. En, so met die gevolg is, en ek moet hom weggee, en daar kom, die volgende dag kom iemand by my, en hulle gee vir my geld, en hulle sê vir my, die Here sê, gaan koop vir jou 'n ander tamboerijn, wat geverf moet word. En ek gaan bestel een, en ek stuur hom vir 'n vrou, wat ek toe al leer ken het, sy maak profetiese vlae, en ek sê, die Here sê, ek moet hom vir jou stuur. Die Here sê, ek moet my tamboerijn vir jou stuur, jy moet hom verf. En dis wat sy gesien het, sy het letterlik gesien, dat, as jy nou weet waarvan ek praat, gaan jy dit sien, dat dit is die hande van God, soos want sy sien my staan, binne in die hande van God, en die volgende oomblik, en sy sien voor my, is al hierdie scrolls, woord van God, wat uitgaan, uit my mond uit, reg oor die wêreld, en sy sien, Elohim Shamri, it's my protector, dit is die een wat my beskerm, en sy sien hoe ek iewers skielik net, uit Gods hand uit opstaan, and it's all the colors of the rainbow that follows me. So that is the prophecy, en om my is daar blomme, en om my is daar tuin, and so that's what she saw in this, ja, so dis haar prophecy, so, and everything is based on sound. God, everything is based on sound. Hy het gespreek, hy het gepraat, as hy praat, dan skep hy. Alles werk oor frekwensie. So as ek met my tamboerijn besig is, en hier is 'n profesie op, want mense verstaan nie dat profesie is woord van God. Profesie is woord van God. Ek sê altyd vir ouens, as iemand by jou kom, en hulle wil vir jou profesie gee, en daar's nie woord van God by nie, dan sê jy, nee dankie, hou dit vir jouself. Profesie is jou Bybel. Profesie is dit wat in die woord van God staan. Altyd. Dit wat ek bykry met, soos die kom 'n nuwe studio, is woorde van wysheid en kennis. That's not prophesying. Prophesying is word of God. Altyd. Want God het altyd a witness. So when you prophesy, I have the word of God as a witness. Die fisiese woord van God. Dit wat ek sê word beamoed deur die woord van God. That's prophecy. Maar as ek vir jou sê, die Here sê, hy gaan hierdie studio verander. He's gonna give you a new one. En hy gaan groter wees, want die skrif sê, ek sal jou tentpenne groter maak. En gebaseer op die skrif wat ek aan dit sit, kry die profesie 'n voethold. Ja, dit is mooi. Verstaan? Ja, so the one has to follow. So, want baie mense, profesie kan baie mense seermaak. Ek het al gesien, dan vat hulle maar net wat, soos ek sê, wat mense sê, en dan gebeur dit niks, en dan maak dit nie net mense sê nie, maar hulle verhouding met God, hulle verloor vertroue in God, presies, omdat daai ding wat hierdie persoon gesê het, nie noodwendig, hulle hardloop van profeet na profeet, self-proclaimed prophet, prophet, but if it's not from the word of God, it's not him. Ja. Woorde van kennis en wysheid, by all means, gaan saam met profesie, maar as dit nie woord het nie, is dit waarsêry, then it's divination. Dan sien ek in die toekoms iets wat nie uit God se hart uitkom nie, dan is ek besig met divination. So as ek vir jou sê, die Here gaan vir jou 'n groter studio stuur, is dit omdat daar die woord van God uit staan, ek sal jou grondgebied vergroot, kap weier jou tentpenne, want it's gonna cost you something, but I am going to increase the floor that you step on, waar jy gaan, sodat mense verheerliking kan sien, want dit kom my toe. So that's the reason, ja. En ek glo dat elke keer as jy op die tamboerijn slaan, then the prophecy goes out in word. Wow. So ek moet na die tamboerijn slaan. Yes, because that's what happens. That's exactly what happens. Dit is presies wat gebeur. Want ons kry profesie en dan gaan lê dit daar. Jou kind word gebore die dag en dan sê iemand, "O, hy gaan dit en dit doen," en dan pak hy hom. Ja. Profesie moet ingebid word, dit moet ingelees word, dit moet ingedans word, dit moet geglo word. It is a daily thing. That's what prophecy is. Net soos wat die woord van God 'n daaglikse ding is.
en dit moet deur word van. So that's what happens when you do that. It is the word of God put into action. Dis 'n profetiese aksie en ek sê altyd jy gaan nie 'n tamboerijn kry nie, want as jy hom nie moet hê op daai spesifieke tyd, jy gaan op die kas lê. It's worth. So by jou kamp en sulke goeders, as hulle verf, is daar dan 'n tamboerijn wat hulle dan maak of ja. kry hulle dan 'n Yes, okay nee. en dan maak. Wat gebeur is hulle kom gewoonlik daar, ek het so gelag vir die naweek. Jy kom na hierdie kamp toe want jy gaan verf. Jy gaan jou eie tamboerijn verf want ek sê Here, ek kan nie by almal uitkom nie. Ek kan nie almal maak nie. Here sê okay, goed, dan stuur ons hulle en dan verf hulle self. Ek sê dis goed Here, dan doen ons dit. So dis waar die kamp begin het om meer tamboerijn want ek kan net soveel verf. En dan kom jy daar en jy het hierdie prentjie in jou kop. Jy het hierdie prentjie in jou kop van wat jy dink jy moet verf, nê? Nee? So ek doen nie net verf op 'n dag nie. Ons begin Vrydag. Want ek moet die prentjie wat jy het, wat jy dink God van jou dink uit jou kop uit kry. Sodat jy kan sien wat is die plan wat hy vir jou het. Because we are stuck in the plans that we think God has for our lives. En dis dit. So jy kom met hierdie vooropgestelde idee van wat jy gaan verf en dan op 'n Vrydag aan dan skiet ek jou hele idee uit die water uit. Maar dan kom die Heilige Gees al op 'n Vrydag wanneer ons begin worship en hy kom change dit. En hy kom gee vir jou 'n nuwe woord en hy kom gee vir jou 'n nuwe prentjie en dan Saterdagoggend dan sê ek raai. Ergens somewhere tussen gister en vandag het die Here vir jou dit gegee of hy het vir jou dit gegee, het jy neergeskryf en dan begin ons verf. So ek help jou om te verf. Dis nie ek kan net stokmannetjies doen nie. So ek help jou. As jy vir my sê dis wat jy sien, dan gaan ek jou help teken of ek gaan jou help verf of ek gaan vir jou idees gee of ek gaan vir jou tegnieke gee. So ek help hulle om te verf, maar ek doen nie meer as 18, 19 nie, want otherwise. En dit hou ons besig vir at least tot 2, 3 die middag. En dan het ons 'n bietjie 'n breek en dan het ons wat ek noem dinner with the king. Dan dek ons tafel en ons het 'n plek vir die koning waar hy sit. En dan het ons ete saam met hom en dan gaan ons in worship in. En dan het jy jou eie tamboerijn. Het jou eie tamboerijn wat jy jou eie woord wat God vir jou gegee het kan kom dans, kan kom. So dan leer ek eers 'n bietjie hoe en but it is just amazing. So it's a weapon. Ja. It's a weapon of warfare. Ek sal dit vir jou doen as ek weet nie hoe gaan die kamera rondom dit reageer nie. Want dit is 'n bietjie loud, so ek sal dit vir jou doen as jy wil. Want wat ek doen is ek roep sy naam oor die tamboerijn because there's a frequency. Daar is 'n vibrasie, daar is 'n frequensie wat uitgaan die oomblik as jy oor hom, want hy sê vir my, hy sê roep my naam, hou die tamboerijn by jou mond. En ek het sy naam geroep oor die tamboerijn en die vibrasie van die tamboerijn is wat in die frekwensie ingaan van die wêreld. En niks kan dit stop nie. Dis die beautiful van frekwensie. It cannot stop. It will go on forever. Dis hoekom God se frekwensie skep, want soos dit uitgaan, hou dit aan. God is not in our time. God staan nie binne tyd nie. Nothing. So it will keep on until it glorifies him. Dis hoekom hy sê my woord sal nooit leeg terugkom nie. Dit gaan tot dit ergens krimp gaan vassit. Dis hoekom vloeke en lelike woorde en daai goeders, it doesn't stop unless you repent of it. Dan haal jy dit uit sirkulasie uit. So as ek byvoorbeeld kom en ek sê iets lelik oor jou lewe, dan bly dit daar. Dis in sirkulasie, it's in the frequency, konstant. Eers as ek gaan repent en sê, Here, ek is jammer vir dit wat ek gesê het, vergewe my, vat dit weg. Want hy sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Eers dan, does it get taken out of circulation. Maar tot dan toe, verrig dit skade. Want wat goed is vir God, is goed vir die teenoorgestelde. As God se woord konstant skep, as hy praat, dan moet ons negatiewe woorde konstant afbreek, tot dit gestop word. Ja. And that's the thing. So it's a frequency that comes out that changes the atmosphere. Wat as ek in 'n plek staan en die Here sê roep my naam, dan breek dalk die tangs. En goed val op die grond. En dan kom sy engele en hy kom vat dit weg. And then it stops it. So dit is amazing. En dis nie ekkie. Dis nie Michelle nie. It's got nothing to do with me. Mense sê baie keer ek wil tamboerijn kap en sê ek werk. Ek sê hoe lank wag jy? Meandra, 2 jaar? 2, 3 jaar? En dit was nog die tyd nie. But now it's time for her purpose to come into action. So, en dis die beautiful van dit. Dit is, ons verstaan nie sy hart nie. Ons verstaan nie sy planne nie. Die planne wat hy vir ons het is
we cannot fathom the thoughts that God has for us. En dis waar dit inkom. Want as jy vir my 8 jaar terug gesê het, ek gaan oor 'n tamboerijn die Here se naam roep, het ek vir jou gelag, want soos nee, ons drink baie, maar nog nie so baie nie. Jy weet, so, en dis waar dit inkom, dis waar dit begin het. So wat sal jy dan nou sê vir vrouens? Kom ons, dit kan eintlik soos wees, seker maar op jou kamp, ek weet nie of dit al so was nie, maar wat sal jy sê vir vrouens wat sukkel om die Heilige Gees te hoor? Hulle is half frustreerd, hulle hoor nie, hulle sien nie, hulle kry nie die woord nie. Wat is jou raad rondom dit? Kom weg van jouself af. Ons Maklik, boem. ja, dis net soos, weet jy wat? Ja. Kom weg. En ek kom terug na tyd. Kom terug na tyd toe. Tyd saam met hom, alles. Everything boils down to that. Want daar binne, dis nie te sê jy gaan uit en alles is anders nie. It's not. Partykeer is vrede daai een plekkie binne in die chaos. Daai eye of the storm. Daar's vrede. Dis nie te sê ons is nie gevry word van goed nie. Ons is nie gevry word van goed wat met ons gebeur nie. Ek meen ons is deur die laaste jare met kanker met my ouers en klomp goeders. Ons is nie gevry word daarvan nie. Inteendeel, as jy jou mond oopmaak dan vir die Here, dan gaan dit bietjie erger raak. It happens. Maar as jy dit nie gaan doen nie en tyd spandeer saam met hom nie, dan gaan jy bly waar jy is. Jy gaan bly waar jy is. Inteendeel, jy gaan agteruit beweeg. Want jy kan maar, ek het al met soveel mense en soveel vrouens gepraat, en hulle stikkend, dis so horrible daar buite. En 70% van hierdie goed het ons nie keuse nie. It happens, dit het gebeur en jy het niks, jy kon dit nie keer nie. Ek meen, my voete lyk so, want dit was voor ek nog gebore is. Voor ek 'n sê gehad het hierdie goed gebeur, het die vyand kom steel. But die Here sê, as jy my gaan vertrou en my gees gaan vertrou, gaan ek dit omswaai sodat dit goed vir jou gaan uitwerk. Maar waar hoor jy dit? Waar kry jy daai versekering? En it's only there. Dis net ons het gespook met verslawing. Ek en my man beide, hy het sy eie share van verslawing gehad. En eers as jy daar kom waar jy besef daar's net een antwoord, en ek sê dit altyd vir die ouens, is run to the Father. Run to the Father. Al vat dit jou 'n dag of 3 in jou binnekamer. Run to the Father. Hy's die enigste een wat weet. Hy's die enigste, hy ken jou man beter as jy, hy ken jou kinders beter as jy. Gaan, en al het jy nie woorde nie, dis okay. Jou geesmens slaap nooit nie. Jou geesmens slaap nie. Jou geesmens is volwasse van die dag wat jy 2 selle groot was. Hy slaap nooit nie. So as jy lê en snik en huil en jy stikkend en jy is op die stortvloer, dis dan wanneer hy jou hoor. Dis dan, en dis die ding van die tamboerijn, hy's nooit stil nie. As jy hom vashou terwyl jy snik, dan maak hy geluid en hy worship. Ek sê so terug vir die ouens, ek sê, jy besef dat daai oomblikke waar jy rou en stikkend voor die Here is worship. En dan kyk nou net ek groot aan. Ek sê dis worship because what is coming out of it? Wat kom uit daai plek van seer uit? Wat kom? It's worship. So as jy kan begin besef dat jou trane en jou breek voor die Here is worship, gaan jy dit nie meer stop nie. En dan gaan jy dit vir hom gee en jy gaan wegstap. Because it's worship. Run to the Father. Altyd. Moenie stil bly nie, moenie jou man ignoreer nie, moenie jou kinders ignoreer nie. Want daai is een van die groot waarhede wat ek besef het en wat iemand eendag gesê het, is dat stilstype is die manifestasie van die gees van verwerping. En daar's soveel mense wat net, en ek praat nie van stil bly want jou man luister nie, ek praat van om iemand doelbewus te ignoreer en te stilstype. It's the manifestation of the spirit of rejection. Ja. Want dit wat jy gedoen het jy my verwerp, so ek gaan jou terugkry. En as ons daar kan uitkom, uit die oomblik as dit ophou gaan oor ek kry jou terug vir wat jy aan my gedoen het en daai boksgeveg kan ophou, then your life's gonna change. Ja, Dan gaan jy sit en dan gaan jy sy stem hoor. as jy net een ding oor die Heilige Gees vir elke vrou kon laat weerklink, wat sou dit wees? Ek dink
dit is my opgesom in een woord. As jy besef hoe lief hy jou het, gaan die wêreld verander. So, ja, amen. Jy moet net besef hoe lief Heilige Gees jou het. En dat hy wil nêrens anders wees as by jou nie. Ja, dit is goed. Iemand sê nou die dag, het jy besef dat God het gekies om by jou te wees? Hy kon enige ander plek in die wêreld wees. But he chose to be with you. Ja. En as ons daai liefde gaan snap, dan gaan dit vir ons sin maak. Ek het net gevoel vanoggend ek het hom laaste ingegooi vir die podcast om net te vra soos as jy enige iets het om 'n vrou vandag mee te bemoedig Yes. of iets het wat jy voel sy moet hoor. Yes. Wat is dit? En dan gaan ek Wel, ja, luister en vir jou mooi dankie sê. uitreg. Ons gaan ek sal op die tamboerijn blaas want dit is iets wat gebeur. There's something that happens in the spirit. Wat ek en jy nie kan verklaar nie. En dis nie oor ons nie. Dit gaan oor die frekwensie wat enige plek gaan. Waar ek en jy nie kan gaan nie. En dis die beautiful daarvan. Maar as ek jou kan los met iets vandag, is dit leer om sy naam te roep. Eerstens is moeilik, maar as jy daar kom, it's gonna change your life. Hy sê so mooi, hy sê roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, Jeremia 33:3, ek sal jou uithelp. Ek dink sy. En jy moet my eer. Daar staan nêrens fluister vir my nie. Daar staan nêrens kom so. Hy sê roep my. Boldness. Ek bid vir mense boldness sodat jy kan opstaan en dit waarvoor hy jou geroep het. Want elkeen van ons het 'n purpose. Elkeen van ons het 'n purpose voor die grondlegging van die aarde, voor daar 'n wolf is in die see was, het God 'n plan met jou gehad. It'll be good. Dis 'n mooi. Dankie, Miss. So let me do this for you. So wat Wys ek doen. ons hoe roep ons die naam. So hy wat ek roep is Yeshua HaMashiach, dis sy Hebreëse naam. Yeshua beteken Jesus, Mashiach beteken Messias, so dis Jesus my Messias. En dan is dit my hemelse taal. So almal sin is nie dieselfde nie. Ek kan jou nie leer om dit te doen nie. Dis iets wat jy self moet gaan doen. Hoor jy? So dis iets wat jy self gaan doen, but it is something that happens in the spirit. So let's do this. Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach Robosie narabasie nanaye Robosie narabasie nanaye Robosie narabasie Nana. So it is a weapon of warfare. So mooi. It is. Ek het net soos vrede gevoel. It's just something that happens. En dis nie oor Michelle nie. Dis nie oor Michelle oulik is nie. It is just something that happens when you call on the name of the Most High God. There is no God like him. There is no Savior like him. Daar is nie. En die dag as daai in jou binnekant val, dan wil jy dit nooit weer verloor nie. You don't want to lose that again. So ja, hier is nie Michelle nie. Hier is hy. Hier is net hy. Because I can do nothing without him. So ja, that is me. That is me. That is a lot. Ons het definitief op 'n hoogtepunt geëindig. Maar baie dankie vir jou tyd. Dit was so spesiaal. Jy het die mooiste hart. En ja, dit was regtig so 'n voorreg om jou te gehad. Dit was. Ek sê altyd dis nie my reg nie, dis my voorreg. Dis nie my reg om ergens te staan nie, dis my voorreg en dit het my elke keer as ek ergens heen gaan in trane because he could have picked anyone. Could have picked anyone and the only thing that made him chose me is obedience. Amen. En ons moet luister. Amen. Okay.